the path to. Goeiedag, baie dankie dat jy geskakel het na ons program Mosaïek. Dit word deur Kruiskyk opgeneem en in Boerijn uitgesaai. Baie dankie. Ek glo dit was vir jou 'n goeie week en 'n goeie week verder. En vandag sal jy onthou afgelope 2 weke het ons onderhoud gehad met pastoor Rian de Villiers en hy gaan vandag vir ons boodskapie bring. God glo in jou. Geniet dit. Baie dankie Ina vir die voorreg wat ek het om vandag so 'n bietjie iets te deel uit my hart uit met die mense en ons hoop dat u gaan dit ook geniet en dat dit tot jou hart gaan spreek en dat jou gaan bemoedig en aanmoedig en opgewonde maak en soos jy gehoor het wil ek graag met u praat oor God glo in jou. Ek dink as mens na die mense van die Bybel kyk, veral die manne wat God gebruik het, van die Ou Testament af regdeur, dan kan nou baie keer die vraag vra, maar Here, hoe kon u sulke tipe mense gebruik? Want ek meen, van hulle was maar, soos ons in ons taal sal sê, van ongiere karakter. As mens dink aan iemand, en ek gaan nou nie baie voorbeelde noem nie, maar dink aan iemand soos Jakob. Jakob wat bekend gestaan het as 'n bedrieër. En tog kom God en hy gebruik hom om 'n volk van God te vestig. Dan dink ons aan 'n man soos Dawid. Dawid wat 'n owerspeler was en toe nou nog moord ook gepleeg het. Dawid wat nie 'n goeie verhouding met sy eie kinders gehad het, dat sy eie kinders hom ook wou vermoor. En dan kom God en hy sê, maar hy's 'n man na my hart. En dan dink ons aan Paulus. Paulus wat 'n massamoordenaar was. Wat hoeveel Christene vervolg het en doodgemaak het, en tog kom God en hy gebruik hom om ten 2/3 van die Nuwe Testament te skryf. So daar's baie ander sulke voorbeelde wat ek vandag vir jou kan noem as ek wil, maar die vraag wat ek wil hê ons moet vra is, hoekom kies God mense met soveel swakhede en foute? Want jy sien, dis 'n vraag waarmee ons sukkel as mens, want baie keer voel ons wil graag vir die Here iets doen, ons wil graag hê die Here moet ons gebruik, ons wil graag hê die Here moet deur ons werk, en dan kom ons en ons sê, maar ek ken myself, ek weet dat ek te veel foute het, en ek het te veel swakhede, en ek het te veel dit, en ek het te veel dat, en tog sien ons in die Bybel, dat dit juis mense is wat so sê, wat deur God gebruik is, en die vraag is, hoekom? En die antwoord is heel eenvoudig, en ek wil jy moet mooi hoor wat ek nou sê, want God glo in dit wat hy geskape het. Die Engels sê so mooi, he believes in his creation. Hy glo in wat hy geskape het. Hy glo in dit wat hy in jou geplaas het. Hy glo dit wat hy vir jou in gedagte het. Hy glo die destiny wat hy vir jou het. Hy kyk nie na dit wat om jou gebeur nie. Hy kyk nie na die foute wat jy gemaak het nie. Hy kyk nie na die tekortkominge nie. Hy kyk nie na jou krom neus of 'n flap oor of wat ook al nie. Hy kyk nie na dit nie, want al wat hy raak sien, is dit wat hy geskaap het, en hy het die volle vertroue in sy eie hande werk. So daarom moet jy verstaan, dat God hierdie manne gekies het, en hierdie mense, en dieselfde manier vir jou, en vir my, omdat hy in jou glo. En ek wil dit so uitdruk, want die oomblik wanneer mens dit sê, die oomblik as ons sê, God glo in jou, dan ja, godsdienstig sal ons met ons mond sê, ja, maar hier in ons brein en ons hart, wat se nonsens praat jy? Want ons kan onsself nie daar sien nie, maar dit is nie waaroor dit gaan nie, dit gaan nie oor wat ons sien nie, dit gaan oor wat God sien, dit gaan oor wat hy in jou en deur jou sien. Ek wil hê jy moet vandag dit vasgryp met jou hele hart, dat God het volle vertroue in dit wat hy in jou geplaas het. En dan kan jy vinnig vir my vra, maar wat het hy in my geplaas? En ek het dit nog nie regtig deel hier van die, maar ek gaan gou deel maak van hierdie boodskap. Dan kom Kolossense 2 vers 9 en 10, en hy sê, dat hy het in ons geplaas sy volheid. So waar jy ook al loop met jou foute,
en met jou tekortkominge, het jy nog steeds die volheid van die Godheid in jou. En ek wil graag vir jou vandag 4 redes gee. 4 redes waarom God in jou glo. En 3 van die redes gaan kom uit die verhaal van Saggeus, daar in Lukas 19 vers 1 tot 10, ons almal ken die verhaal van Saggeus, hoe hy graag die Here wou sien, toe die boom opgeklim het, die Here het verbygekom en gesê, hy wil saam met hom gaan eet. Ons ken daai verhaal, ek gaan hom nie lees nie, ek gaan 'n paar goed uithaal, en een van hierdie vier redes kom uit die lewe van Gideon uit. So die eerste rede, wat ek vandag vir jou wil gee, wat ek wil jy moet hoor, hoekom God in jou glo, is omdat hy jou deur en deur ken. Jy weet toe Jesus vir by die wilde vyeboom kom en hy opkyk, toe roep hy Saggeus op Saggeus se naam. Maar as ons verstaan en die gelykenis gaan lees of die storie gaan lees, kom ons agter, maar Saggeus het nog nooit vir Jesus ontmoet nie. Hy weet nie eers hoe hy lyk nie. Daarom het hy die boom opgeklim om te kan sien wie is hierdie Jesus. Want hy het hom van geen kant geken nie. Daar was nog nooit 'n ontmoeting tussen Jesus en Saggeus voor op hierdie oomblik nie. En tog, toe Jesus by hom staan, toe ken hy vir Saggeus. En hy roep hom by sy naam. Want hy glo in hom. En ek wil vandag hê jy moet weet, God ken jou. Hy ken jou naam. Hy ken al die stryd waardeur jy is. Hy ken al die hartseer wat jy beleef het. Hy ken al die neerslae, hy ken al die skindertonge, hy ken al die seer, hy ken al daai goed. Hy ken dit, want hy ken jou. Weet Jeremia 1 vers 5, kom die woord van die Here en hy sê, dat hy jou geken, nog voordat hy jou in die moederskoot gevorm het, het hy jou klaar geken. En nog voor jy gebore is, het ek jou klaar geheilig. Jy sien, ons moet iewers weer op 'n punt kom, waar ons sien wat God sien, en ons moet verstaan wat God staan. Hy vertrou my, want hy ken my. En ons is soms so baie maklik, om wanneer iemand vir ons sê, maar jy kan, dan sê man, jy ken my nie. Nee, God ken jou. God weet van jou meer as wat jy self weet, want jy het nog nie ontdek wat aan die binnekant van jou is nie, en hy weet klaar wat aan die binnekant van jou is. En dit bring my by die tweede rede hoekom God in jou glo, en dit kry ons in Rigter 6, by Gideon, Rigter 6 vers 11, kom Gideon, en hy kruip weg, en hy is besig om maar koring te probeer maal in 'n parskyp, want die Midianiete en alles steel altyd al hulle goed, en hier's verskyn die engel van die Here aan hom, en die engel van die Here sê vir hom, dapper held, wat wegkry. En dan sê die engel van die Here vir hom hierdie woorde, en ek wil hê dis wat jy ook moet hoor, hy sê, gaan in daardie krag van jou. Want jy sien, Gideon moes op 'n punt kom waar hy verstaan, maar God glo in hom, want het gaan nie oor my foute nie, dit gaan nie oor Gideon, omdat hy van die swakste geslag is, en die swakste familie is, en die swakste stam is, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor wat God in hom geplaas het, en God vertrou dit wat hy in Gideon geplaas het, en hy weet waartoe Gideon in staat is, hy ken sy potensiaal, dis die punt wat ek wil maak, God het die potensiaal geken van Gideon, daarom glo hy in Gideon, en jy kan dalk miskien vandag voel, dat jy het nie meer 'n potensiaal nie, jy kan dalk voel, dat niks vir jou uitwerk nie, en jy weet, jy's goed genoeg vir niks nie, ek wil vandag vir jou sê, met oortuiging in my hart, en met borrelende vreugde op my lippe, wil ek vir jou sê, maar daar is soveel potensiaal in jou, want God is in jou, en hy vertrou homself, daarom vertrou hy jou. God weet wat jou potensiaal is. God weet wat in jou is. God weet wat hy in jou geplaas het. Jy is nie sommer maar net.
En baie van ons het dalk miskien nie die agtergrond wat baie mense het. Ons het dalk miskien nie die voorreg gehad om te studeer en die akademie wat ander mense het. En ons was dalk vroeg in die skool en al hierdie goed wat ons kan opnoem as tekortkoming en tekortkominge en ons vat en ons maak ons potensiaal so klein. Terwyl God na my kyk, dan sien hy, dapper held. Daar is soveel krag in jou, gaan in daai krag. Gaan in daai krag. Ontdek dit wat ek klaar in jou geplaas het, want ek het volle vertroue in jou, om uit te breek en te kan doen wat ek in jou geplaas het. Die derde rede, wat ek vandag wil noem, oor hoekom God in jou glo is, en dit is omdat God jou anders sien as mense. Jy sien, ons sien dieselfde in die gedeelte van Saggeus in Lukas 19, waar die mense na Saggeus gekyk het, het hulle gesien 'n tollenaar, hulle het 'n skelm gesien, hulle het gesien 'n verraaier, wat sy volk verraai het vir die Romeine, hulle het al hierdie goed gesien, maar toe Christus na hom kyk, en toe Jesus daar staan en opkyk, toe sien hy die potensiaal wat in hom is, en hy sien wie Saggeus regtig is. Hy sien dat Saggeus eintlik iemand is wat bereid is om uit te deel meer as om te vat. Hy het reeds gesien dat hy iemand is wat makliker sal vergewe as om verkeerd te doen. Hy het klaar gesien wie hy is, en hy het hom anders gesien en anders na hom gekyk as wat die mens na hom gekyk het. In 2 Korintiërs 5 vers 16 kom Paulus en hy skryf hierdie pragtige woorde. Hy sê, van nou af ken ons niemand meer na die vlees nie. En alhoewel ons Christus na die vlees geken het, ken ons hom nou nie meer so. En dis ons grootste probleem. Ons ken onsself en ons ken ander meer na die vlees en te min na die gees. Maar wanneer Jesus na my kyk, dan sien hy sy gees in my. En hy sien dat ek is 'n draer van sy heerlikheid. Ek het die volheid van sy Vader in my, en sy Vader vertrou dit wat hier in my is. Daarom glo hy in jou. En ek wil vandag vir jou sê, dit maak nie saak wat mense van jou sê wanneer hulle na jou kyk nie. En ek weet, mense kan baie lelik wees. En mense kan baie maklik lelike goed sê. En ek verstaan, dit maak hier binne-in baie diep seer. Ek verstaan dit 100%. Maar iewers moet ons leer om verby daai goed te kan kyk en te sê, maar weet wat? Jou opinie is vir jou belangrik, maar vir my is God se opinie belangrik. Jy sien, ons praat altyd van die tweede opinie. En alles wat mense ooit al van jou gesê het, is net 'n tweede opinie. En geen tweede opinie is so belangrik soos die eerste opinie nie, want dit is God se opinie. En hy sien wie jy werklik is. Hy sien jou anders. Hy sien wat hy in jou het. En dan die laaste rede, die vierde rede. God vertrou jou om hierdie volgende rede. Luister nou baie mooi. Omdat hy volmaak en perfek en onvoorwaardelik lief is vir jou. Die enigste rede waarom Jesus saam na Saggeus se huis gegaan het, was omdat hy vir Saggeus onvoorwaardelik lief gehad het. Hy het nie omgegee oor het selfs mense van hom sê, omdat hy saam met Saggeus wandel nie. Hy het nie omgegee oor wat mense gaan dink, en hoe hulle gaan beredeneer, en hoe hulle sy naam gaan beswaarder nie. Hy het net een ding geweet, hier is iemand vir wie ek onvoorwaardelik lief het, wat nog nie sy potensiaal ontdek het nie, wat nog nie verstaan wie hy is nie, en ek wil by hom gaan sit, en ek wil hy moet sy potensiaal kry, ek wil hy moet verstaan hoe lief ek hom het. Ons het, die een Sondag,
tydens ons nagmaal, Sondag, ons hou so 'n bietjie by ons partykeer nagmaal op 'n ander manier. En ons het hierdie keer het ons sulke tafels uitgesit waar mense gesit het, dan het die mense hulle mekaar bedien en ek het heeltemal, onttrek heeltemal dan van dit en ek het aan een kant gaan sit en op 'n stadium toe kom my middelseun na my toe met 'n broodjie. Maar hy het so 'n bewe in sy stem van hoe hy aangedaan is van wat hy ervaar die Here vir hom gegee het. En hy kyk my in die oë met trane en hy sê vir my, Daddy, ek wil hê, jy moet hoor, Jesus sê, hy het jou onvoorwaardelik lief. En ek wens ek kan vanoggend, of vandag, wanneer dit ook uitgesaai word, en ek raak skoon emosioneel nou, en ek moet nie, jou vat en jou so in die oë kan kyk, en vir jou sê, jy moet een ding verstaan, God het jou onvoorwaardelik lief. Daar's geen voorwaarde gekoppel aan sy liefde vir jou nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy dink jy het hom teleurgestel nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy dink jy het hom gefaal nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy dink jy het jou rug op hom gedraai nie. Dit maak nie saak of jy dink dit of dat nie. Hy het jou lief. En omdat hy jou so lief het, vertrou hy jou, glo hy in jou. Want sy liefde sal hom nie iets anders laat glo nie. Sy liefde sal hom nie na iets anders toe lei nie. Sy liefde sal hom lei na dit wat hy in jou geplaas het. Jy moet my vandag hoor uit my hart uit, deur die Gees van die Here. Jy is baie meer waardevol as wat jy dink jy is. Maar jy is waardevol vir God. Jy dalk nie waarde in mense se oë nie. Jy dalk nie waarde in jou kinders se oë nie. Jy dalk nie waarde in jou kleinkinders se oë nie. Jy het nie dalk waarde in die res van jou familie se oë nie. Jy dalk nie veel waarde in familie en vriende nie, maar jy het waarde by God. Want hy het jou onvoorwaardelik lief. Hy het jou so lief. Hy was bereid om sy lewe, luister nou mooi wat ek wil hê moet hoor, hy is bereid om sy lewe in jou te belê. Dis hoe lief hy jou het. Dis hoe ontsaglik lief hy het. Daarom, mense so Saggeus, Jakob, Dawid, Paulus en menigte ander, en ons kan vir Petrus ook hier insit, wat sommer iemand se oor afkap en net 'n kort die meer het, was vir God so waardevol, dat hy verby al hulle foute, verby hulle persoonlikhede gekyk het, verby hulle swakhede gekyk het, en al wat hy gedoen het, was om sy liefde in hulle hart te belê, en te sê, dis wat ek vertrou. Ek vertrou my liefde in jou. Dis wat ek vertrou. Daarom moet jy verstaan, dis hoekom God in jou glo. Dis hoekom God in jou glo. Want hy ken jou. Van reeds van jou moederskoot af ken hy. Van voor jy gebore is, ken hy jou. Hy ken jou potensiaal, want hy weet wat hy binne in jou geplaas het. Hy ken jou. En hy sien jou anders. Want hy kyk nie na jou met oë van kritiek en oë van misnoë en oë van foutvindery en van oordeel en veroordeel. Hy kyk nie so na jou nie. Hy kyk na jou met oë van liefde. Met oë van liefde. Ek wil weer vir jou sê, en ek wil daarmee afsluit en dan wil ek vir julle 'n gebed doen. Ek wil weer hê jy moet verstaan, God vertrou sy eie skepping. God vertrou, toe hy jou geskaap het, het hy sy gees in jou geplaas, en hy vertrou wat hy in jou geplaas het. Moenie dit ooit vergeet nie. Hy het jou onvoorwaardelik lief. So, die Engels sê, in boldness kan jy dan nou opstaan. In boldness kan jy dan nou jou lewe verder lei, en sê, dit maak nie saak hoeveel foute ek het nie. My Vader vertrou my.
my Vader, as hy 'n Dawid kan vertrou en hy kan hy my ook vertrou, want hy weet wat in my is. Ek wil weer vir jou sê, God glo in jou. En dalk miskien sit jy vandag en jy luister hierna en jy stem saam en dit klink vir jou reg en dit klink vir jou goed, maar tog hier binne is al hierdie ander goed besig om nou 'n rol te speel van al die lelike goed wat met jou gebeur het, al die goed wat mense sê. En ek wil graag vir jou 'n gebed doen om jou vry te maak van dit. So ek wil net daar waar jy is, jou oë te sluit vir 'n oomblik en saam met my hierdie gebed te doen. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblik en hierdie tyd hierdie mensies van U aan U kan opdra. Dankie Here vir 'n woord wat vandag sê, ten spyte van wie ek is, ten spyte van hoe ek is, U glo nog in my. U glo nog in my. Al het ek baie keer U gefaal, al het ek baie keer foute gemaak, U glo nog steeds in my, omdat U nie in my foute glo nie, maar U glo in U liefde vir my. En wil ek bid, Here, dat U mense sal vrymaak van al daai goed wat mense van hulle oor hulle gespreek het en wat in hulle lewe gebeur het. En dat hulle sal weet, dat U ken hulle. U ken hulle anders as wat mense hulle ken. U sien hulle anders. U weet hulle potensiaal. En U is onvoorwaardelik lief vir hulle. Ek spreek dit oor U mense uit, Here. En ons eer U vir die wonderwerke wat gaan plaasvind in hulle lewens. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir die voorreg dat ek gehad het om hierdie woord vir jou te bring. Ek hoop dit help jou en ek hoop dit vat jou in 'n dimensie van waar jy vrymoedigheid kan hê in Christus. Tot die volgende keer. Shalom. Dankie Pastoor Rian, dit was vir my stof tot nadenke. Ek sal graag weer wil kyk en 'n bietjie verder dink. God glo in jou. Maak nie saak wat mense sê nie. God glo in jou. Van my Ina, ons program is hier tot volgende week. Shalom. Destined to play by the living waters in the hand.